welkom by Melk in jou teetyd en vandag se onderwerp waar ons gaan gesels, wil mense 'n bietjie wegskram van, maar so is my gas se woordelei en ek wil dit vir jou lees sodat ek dit nie verkeerd kry nie. Daar is wonderlike stories en legendes in die huidige generasies. Almal word ouer. Elkeen het 'n storie en dan is dit hartseer ook dat vir baie ouer persone, bejaardes in Suid-Afrika, het hulle 'n vergete generasie geword. En dit is waar ons vandag gaan gesels is oor bejaardesorg. En is amper Kersfees en hoeveel van ons ou mensies sit daar en word net eenvoudig van vergeet. En ek gesels met Ilse Haasbroek, dankie dat jy saam met my kom kuier het oor hierdie baie spesiale onderwerp en ek weet, dis nie vir almal altyd maklik om daaroor te praat nie, maar ons gaan vandag die bil by die horings pak en kyk, wat kan ons verander in hierdie situasie? Dankie Ilse, dankie dat jy kom kuier het. Dankie Janine, dankie vir die uitnodiging. Ja, dit is 'n komplekse onderwerp om oor te praat, met baie fasette en wat mense nie altyd baie goed verstaan wat die uitdagings daarvan is, nee. Ja, en hulle dink, ag, ouma is nou versorg, sy's nou in 'n lekker plekkie, ons gaan aan met ons lewe, maar haar lewe gaan ook aan. Dis reg. Op 'n baie ander emosionele manier wat ons dalk nie altyd besef nie. Maar jy werk by Residentia, nee, dis 'n leefstyl, dit was 'n Engelse woord, ek probeer nou die Engelse woord te kan onthou. Jy is die algemene bestuurder van Residentia Senior Lifestyle Center, ek dink die Engels net mooi reg kry. En maar hoe het jy betrokke geraak by bejaardesorg? Ja, Janine, weet jy wat, ek dink dit kom al uit my vroeë jare uit, na ek my opleiding gedoen het, dan het jy nou klaar gestudeer en dan moet jy nou 'n werk kry as jy nou klaar opgelei het as 'n verpleegkundige en gekwalifiseer het. En in 1987 het my loopbaan begin by Huis Hersblaar in Queenswood. Yes, en het ek as 'n jong verpleegkundigetjie pas gekwalifiseer daarso begin werk. En bejaardes het my net aangeraak en dit het my ingetrek en daar het ek ook betrokke geraak met my eerste kursusse in geriatrie en so meer. Wat is geriatrie? Dit is die bejaardesorg, die mediese term vir bejaarde. Ja, want ek wil sê, ek weet van pediatrie, maar nog nie gehoor van geriatrie is vir jou bejaardes. Geriatrie is bejaardesorg. Ja. En hoe meer jy betrokke daarmee raak, en omdat dit so baie fasette aan bejaardesorg is, jy weet, trek dit jou in, en hoe meer wil jy weet, en hoe meer wil jy leer. En deur my hele loopbaan en oral waar ons oor gebly het, was ek net elke keer in hierdie situasie beland waar ek weer met bejaardesorg gekonfronteer was. In Zululand beland, geen kind of kraai of niemand daar geken nie, en daar het ek weer eens in bejaardesorg beland, want daar was geen bejaardesorg in die dorp beskikbaar nie, en ek het 'n distriksdiens op die been gebring. Ek het toe betrokke geraak met Zululand Hospice, saam met 5 ander verpleegkundiges wat ons deur die jare gestig het. Teruggekom Pretoria toe, 10 jaar later, en ek het myself weer eens in bejaardesorg bevind. So, dit is waar ek geplant is en dit is waar ek moet loop. Dit is absoluut jou passie. Dit lyk vir my, dit is wat jy geroep is om te gedoen het en te gewees het, is bejaardesorg. En ek dink dit moet 'n spesiale persoon wees, want bo van behalwe moet jy baie geduld hê. Ja, geduld is nogal, moet jy in 'n goeie hoeveelheid hê. Maar weet wat bejaardesorg so kompleks maak is, jy het 'n mediese, 'n chirurgiese, 'n traumasaal, 'n psigiatriese saal, alles in een. So, nie almal kan altyd daai tipe werk doen nie. Baie mense sê vir jou reguit, nee, jammer, ek werk eerder met kinders, of ek werk eerder in die teater, daar praat pasiënte nie met my terug nie, of wat ook al. So, bejaardesorg is nie vir almal om in te kan werk nie. Ja, ek onthou met my ouma, sy was in 'n ouete huis daar in Brakpan. Ek sal nie die ouete huis noem nie. Maar dit was wel moeilik. Dit was wel bitter moeilik, want sy was 'n baie onafhanklike tannie. Ek dink sy het nog met haar Uno gery, seker tot sy 90 was, as ek nie mis het, en dan het sy vir hom gery. Sy het nie nonsens gevat nie. Maar ek dink,
wat bovenbehalwe hoe swaar dit vir haar was om haar huis op te gegee het en nou in 'n enkel kamertjie te gaan bly en dan kan sy nie haar liggaam draai nie, want dan stamp sy haarself, want sy wil nou hierdie kassietjie hê met hierdie goedjies in. En dan sê ons vir ouma, maar dis nie, maar vir haar is dit verskriklik belangrik. Maar daar's baie meer uitdagings as net dit. Waarmee sit julle? Waarmee word julle gekonfronteer met die uitdagings wat ou mense moet deurgaan, wat in bejaardesorg is? Sjoe, ja, daar's 'n hele klomp uitdagings. Ek dink een van ons grootste uitdagings is wanneer ons kyk na ons ouer persone generasies. Huidiglik op die aarde is daar meer generasies wat saamleef as ooit van tevore in die geskiedenis. Daar's 3, 4, 5 generasies wat saamleef. Sure. Maar die finansiële en ek wil amper die woord kultuurverskille wat daar tussen die verskillende generasies is, maak dit baie kompleks. Ja. Want ons sit met oor die 12,000 mense in Suid-Afrika wat ouer is as 100. Just like. Dis baie. Dit is vreeslik baie, maar op die ander punt van die generasielyn sit ons met 'n hele jonger generasie wat geïmmigreer het, wat nie meer in Suid-Afrika is nie. En ouma en oupa kon nie saamgaan nie, hulle moes agterbly. So ons sit met menige bejaardes wat niemand het nie. Want die kinders, hulle het 5 kinders en een bly in Engeland en die ander een bly in Dubai en die ander een bly in Australië en die ander een bly in Amerika, so ja, daar's niemand hier vir hulle nie. So daai eensaamheid vir ons ouer mense is baie, baie groot. En dan wie bel jy as jy 'n krisis het? Wie help sorg as daar 'n krisis is? En dan is die groter uitdaging, dikwels is hulle inkomste so beperk. Ja. En versorging is duur. So, wie gaan help sorg? Wie gaan help met basiese toiletware en daar wees om te kom kuier? En ek dink dit is wat dalk die gevaar ook is nou, omdat die kinders weggaan vir watter redes ook al, dat die ou mense, bejaardes, hulle self nou, hier stel iemand nou skielik in hulle belang, 'n jonger persoon wat bereid is om te help, maar daai mense het gewoonlik agendas, meeste van die tyd. Dis reg. Nie almal nie, maar daar is, en hulle maak dan misbruik van hierdie ou mense se goedheid, en as jy dan jou oë uitvee, is hierdie mense al hulle geld kwyt, maar hierdie persoon help hulle die hele tyd, en hulle word gemanipuleer. Ek het persoonlik al op 2 of 3 gevalle gehoor van, dat hulle so mislei word deur hierdie mense, maar hulle is so honger vir daai aandag en tyd, want hulle eie kinders is nie meer hier nie, of wat ook al die redes is. Maar hoe kan ons hulle help, dat hulle nie betrokke raak of val vir hierdie goed nie? Dit is maar 'n konstante opvoedingstaak wat ons het, en soos jy reg sê, daar's mense daar buite wat daarop uit is, want hulle weet, hulle is 'n sagte teiken. Ja. So hulle word maklik ingeloop, hulle word maklik 'n gat in die kop gepraat, hulle word maklik oortuig, maar as jy nou jou geld hierso insit, of as jy nou soveel duisend, as jy vir ons nou net R1,000 betaal, dan betaal ons vir jou R20,000 oor. En ons sien dit daagliks, en so goed as wat tegnologie is ons bejaardes nie intellektueel reg om te weet, wanneer is dit 'n skelm wat probeer sy voet in die deur kry, en wanneer is dit iemand wat opreg iets bedoel nie, en menige bejaardes word ingeloop, en dan sit ons met 'n situasie van finansiële uitbuiting, en dan moet ons wanneer dit by finansiële uitbuiting kom, moet ons ook nie families weggooi nie. Ja. Die stories wat ek vir jou kan vertel, wat ek in my jare al oor, waar familie hulle eie ouers finansiëel uitgebuit het vir hulle eie gewin. 'n Ouma wat, sy bly by die kinders, hulle kry die SASSA, want hulle sorg vir haar, en dan word sy letterlik toegesluit en die kinders gaan weg op vakansie. So is daar menige sulke stories daar buitekant, waar eie familie, eie kinders, selfs hulle mense uitbuit. Ja, dis net eenvoudige skande, en as jy dit doen, dis 'n skande. Ek sê dit sommer net so vir jou. En bovenbehalwe word hulle gemisbruik, die uitdaging wat hulle ervaar as hulle nie meer 'n mediese fonds het nie.
dan is hulle afhanklik van 'n staatsinstansie. En dit is vir my, ek het hom met my ma moes ons sy gaan na 'n kliniek toe want sy kan nie sy kan nie alles bekostig nie. En ek moes een keer my pa na die staatshospitaal toe vat en ek in my lewe was nog nooit so getraumatiseerd nie en ek kan ek dit wat my pa moes deurgaan het ek myself oor kwaadlik geneem want ek kon nie dit vir hom verhoed het nie. En daai was vir my so onmenslik. En weet jy, dit is nie 'n ding van rasisme nie. Dit is glad nie eers dit nie. Hulle doen dit aan die mense doen dit aan hulle eie mense ook. Dit is nie glad nie 'n rasisme ding nie. Dit is net daar's geen trots mee in jou wat jy doen dat jy uit liefde uit as jy dan nie daai werk wil doen nie, kry aan 'n job. Jy kan nie daar, ek meen regtig. Moenie vir my sê daar is nie ander werk nie. Nonsens. Daar moet mense wees wat lief is, maar nou word weer eens hulle word blootgestel aan hierdie swak mediese sorg. Dis reg. 'n Groot persentasie van ons ouer mense in Suid-Afrika is SASSA afhanklik. Ja. Nou op 'n SASSA pensioen, hoe maak jy 'n bestaan en 'n lewe? En is dit alles wat jy het, is jy uitgelewer aan wat ook al na jou kant toe gaan kom. So as ek in 'n staatshospitaal beland, dan moet ek maar geduld hê en ek moet op die agtertande knars. Maar nie alles oral gaan dit so sleg nie, maar 'n oorgrote meerderheid van ons staatshospitale kry bejaardes nie voorrang nie. Ons vind dat bejaardes word in 'n ongevalle ingestoot en hulle lê 2-3 dae daarso voor hulle eers na saal toe geplaas word en dan word hulle ontslaan uit die saal uit. En dan is daar niks aan hulle gedoen. En dan is daar niks aan hulle gedoen nie en hulle word teruggestuur met 'n pakkie penados. Ja. Ons het baie keer nodig om 'n staatsambulans te bel en jy wag ure of dae vir 'n staatsambulans om op te daag. Dan is daar nie familie naby wat jy kan bel en sê, kan jy kom help nie? Of kan ons 'n privaat dokter eerder inkry om die persoon te kom sien nie? Want hulle finansies is net so op die rand. 'n Klompie aftreeoorde en versorgingsplekke wat na SASSA mense omgesien het, sluit hulle deure want jou versorgingskostes is duur, personeel moet betaal word, kos is verskriklik duur, hierdie mense moet kos gegee word, ons krag, water, alles gaan net op, maar ons moet hierdie mense versorg teen 'n SASSA tarief. Ja, ons kry nie subsidies nie. Met die gevolg is, daar is hoeveel versorgingstehuise in Pretoria en allerlei plekke in die land, wat hulle deure moes sluit, en daai mense moes geskei word, en dan moet 'n ander inkome vir hulle gevind word. En dit is ongelooflik traumaties vir hulle. Ons het vroeër in die jaar ook 'n klompie inwoners ingeneem van 'n huis wat moes hulle deure sluit weens omstandighede. En ek sal nooit vergeet die verslaandheid op hulle gesig. Vir party van hulle was dit hulle 4de trek gewees. En die een tannie het vir my gevra, nou hoe lank gaan dit wees voor jy vir my sê ek moet my goed vat en loop? Dit was hulle 4de trek gewees in 'n kort tydjie. Hulle is uitgelewer, hulle moet maar gaan. En daai verslaandheid op hulle gesig van, okay, wat gaan ons nou weer hier kry? Wat gaan ons nou te wagte wees? So, vir my is dit my voorreg, en ek dink dit is wat my vir soveel jare al in bejaardesorg hou, is elke liewe inwoner wat ons by ons het, dis hulle laaste stopplek. En ek wil verseker dat dit die beste is. Die beste stopplek wat nou gelewe word, wat jy moet lewe tot die einde. Die woord ouer huis het oor die jare al vervaag, want die woord ouer huis het 'n stigma. As ons dink aan die woord ouer huis, dan sien ons hierdie lang donker gange en mense wat net so sit in 'n rolstoel. Daar moet lewe wees, en dis ook ons dit 'n leefstylsentrum noem. Want daar moet lewe wees, want jy lewe tot op jou laaste asem. Ja, dit was hoekom dit vir my so interessant was. Ek kon nie lekker my senior lifestyle stand. Ek kon nie lekker my naam daar, want jy's gewoond om te sê 'n ouer huis. En kinders wil nie ouer huis, kindertjie wil nie gaan nie, want hulle is soos bang. Dis nie lekker nie, jy moet ek stil onthou, bly. ons het, ek dink my seun was graad 7 gewees, ek dink is hy, toe moes hulle hulle moet ons altyd ietsiekie doen vir die gemeenskap. En toe het ons gegaan, en
vir hulle geskenkies gegee en die mammas moes nou help en wat ook en ek was een van daai mammas, ja, ek was een van daai. En ons het vir hulle gesing en toe op 'n stadium toe speel ons vir hulle musiek en ek en die een mamma ek weet nie, ons was maar mal. Toe het ons net begin dans, maar met mekaar. En toe begin ons met die ou mensies dans. Ekskuus ek met bejaardes, die wyser mense en ons dans met hulle. Dit was vir hulle, soos jy sê, pret. Hulle is nog nie dood nie. Dis reg. Hulle is nog daar om die lewe te geniet. En ek dink ons moet meer doen. Dus soos jy sê, ons voor ons gesels het, baie mense gee vir hulle troeteldiere geld. Of saam en nou dis great as ek is baie lief vir my diere. Ek is baie worried oor maar ek het 2 bejaarde katte. Hulle is op pensioen. Maar hulle deel nie hulle sassa met my nie. maar ons moet ons geldjies gebruik en ek dink ons vergeet. Dit is hoekom ons gaan net aan met ons lewens en ons vergeet van en ek het daar's 'n spesifieke vrou wat ek volg op Facebook. Sy hou nogal daarvan om scammers uit te haal. En sy is nie altyd baie oulik nie, maar sy doen goeie werk. Maar toe kom sy op 'n plek af waar hulle van die bejaardes misbruik maak en toe gaan hulle in en dan wys hulle wat hierdie arme mense moet eet. En ek weet ouer mense is nie altyd hulle het nie altyd lus vir kos nie. Hulle is nie maar regtig mense. Dan maak jy 'n plan. En jy vat nie die geld en pocket dit en dan gaan koop jy vir hulle Wernas en freaking brood nie. Dit werk nie so nie. Maar dit is skrikwekkend as mense besef wat daar buitekant aangaan. Ja. Ek het nou in die week weer 'n verskriklik ontstellende video gesien waar die MEC van Limpopo besoek die aftreeoorde en plekke en waar mense met ketTINGs aan hulle beddens vasgemaak word. Niemand word toegelaat om die plek te betree nie. Hulle sal die mense uitbring. Nou wanneer sulke goed gebeur, dan moet jy sê wat gaan hier so aan? By Residentia, enigeen van ons fasiliteite, daar bestaan nie 'n ding soos 'n besoektyd nie. Want ons werk in hulle huis. Hulle bly nie in ons werkplek nie. So families is welkom en kinders en kleinkinders is welkom. Ons het koffiewinkels en ons het man caves waar hulle kan braai en kuier en pool speel en want jy moet lewe. Die feit dat 'n persoon ouer is, beteken nie sy behoeftes is minder nie. Dis net anders. 'n Ouer persoon het dieselfde behoeftes as wat ek en jy het om nog steeds pret te hê, om te sosialiseer. Jy weet, ons praat in ons bedryf van die 3 pla van veroudering en dit is die 3 pla wat seker die meeste wegvreet aan 'n persoon se menswees, meer as enige ouderdom of enige siekte toestand. En dit is die van eensaamheid, hulpeloosheid en verveeldheid. Ja, ek kan net dink. As ek net niks het om te doen nie, ongeag van my siekte toestand, weet jy hoe lank moet 'n dag wees? Ja, en vrugteloos, jy geen voel niks. doel te hê nie. Ja, jy voel so ons betrek ons inwoners en hulle help in die eetsaal om die tafels te dek en hulle help met aktiwiteite en hulle reël allerhande tipe funksies en hulle bied oefeninge aan vir mede-inwoners. Hoor die kindertjies, ek wil daar gaan bly. Onthou nou. Residentia. Moet jou nie vergeet nie, my testament gaan skryf. Maar wat kan ons doen? Ons as die jonger geslag. Raak betrokke. Daar's soveel van ons kinders en kleinkinders wat nie meer 'n ouma en 'n oupa het nie. Ja. Of nooit die voorreg gehad het om hulle oumas of oupas te geleer ken het nie. En dikwels omdat families deesdae so verspreid bly, ken hulle ouma en oupa op 'n selfoon en daar's nie 'n ouma en oupa naby nie. So wanneer daar 'n ouma en oupa dag by die skool of by die kleuterskool is, gaan haal 'n ouma en oupa, neem 'n ouma en oupa aan en vat hulle saam skool toe en kleuterskool toe na die ouma en oupa dag. Baie organisasies, kleuterskole besoek ons fasiliteite en bring 'n blommetjie en bring 'n persentjie. Dis wonderlik en ons is baie dankbaar daarvoor. Maar iets wat nie geld kos nie en ongelooflik waardevol vir die ouer persoon is tyd. Om net 'n halfuur te maak om gereeld by iemand in te loer en 'n verhouding te begin bou en te luister.
Weet jy het begin met gesê hulle het almal stories en ek dink dit is wat my al die jare daar nou is, almal se wonderlike stories. Die voorreg wat ek gehad het om 'n oom te geleer ken het wat al in sy 90's was wat gehelp bou het aan die Voortrekker Monument. Wow. Al die pad uit Holland uit het hy Sjoe. gekom. Hy was 'n Hollander gewees. En hy het ons vertel het hoe hulle gebou het aan die Voortrekker Monument. Ja, dit moet spesiaal. Die oom wat met baie groot trots sy springbok baie keer die kas uithaal en sy plakboek wat deel was van Suid-Afrika se 1934 Olimpiese atletiekspan. Ja. En op die voorblad van die 1934 huisgenoot. Ek meen dit is so ongelooflik. Ja. Die oom, ek kan onthou met groot deernis om teens. Ek het vreeslike lang gesprek altyd met hom gehad. En hy het 1000 kilometer 'n jaar gestap. Jo. Wie van ons stap 1000 kilometer 'n jaar? Nee. Is uit sy ere toekenning klere vir 1000 kilometer 'n jaar se stap. En so is daar 'n waalvrag van onskatbare waarde en stories. Ek het ook in my gedeelte wat ek vir jou vooraf agtergrond gegee het, gesê, weet daar's 'n Afrika spreekwoord wat gaan en sê, wanneer 'n bejaarde sterf, brand 'n biblioteek af. So wat doen ons generasies nou om daai oordrag van kennis, van vaardigheid aan die jonger generasie oor te dra? Wat doen ons om intergenerasie interaksie moontlik te maak? Want baie van hierdie ouer mense wat in fasiliteite bly, se kinders bly oor see. So hulle het nie 'n lyfie wat hulle ooit teen hulle kan vasdruk nie. Is tyd om tyd met hulle te spandeer. Ek het 'n aftreeplek in die Kaap een keer besoek in Rondebosch en hulle het die wonderlike inisiatief om 'n volskaalse kleuterskool op die perseel te hê. Sjoe. Wat geïnkorporeer is met die aftreeoord. So ons die inwoners dis daarso slim. wat nog baie sterk is, hulle gaan help in die kleuterskool en hulle gee bottel en hulle ruil doeke en hulle lees stories en elke dag dan kom van die 3, 4, 5-jariges en dan het hulle ook interaksieprogramme met die meer verswakte inwoners en selfs met die Alzheimer's dementia inwoners. En dan is dit so ongelooflik om te sien, hierdie tannie wat nie eers haarself kan eet nie, wat moet gehelp word om te eet. Wanneer daai 4-jarige vra 'n ballon gooi, dan gaan die armpies van self uit en vang die ballon. Daai outomatiese reaksie. Daai tannie wat nie 'n enkele woord praat met enige iemand om haar as gevolg van haar Alzheimer's toestand, maar wanneer daai kleuter saam met haar staan en verf, dan praat sy onophoudelik. Ja. En dit is so wonderlik om te sien hoe hulle begin lewe wanneer daar 'n ander generasie bykom, interaksie is, wat iemand tyd het om met my te spandeer en tyd het om te luister. By die Eelse, ons tyd het ons ingehaal en ek dink daar's baie mooi stories. Ja, ons het nou baie negatief begin, maar ons kan ophou met 'n positiewe noot en ek dink ons het nou baie idees gehoor van hoe jy kan betrokke raak en moenie net met Kersdag betrokke raak of met 'n nuwe jaar of dink 'n plan uit. En ek wil vir julle vra, stuur vir my julle idees. Kom ons kyk wat se projek kan ons doen. Dalk 'n melk in jou tee projek. Wat kan ons doen om 'n verskil te gaan maak in ons bejaardesorg, om daai stories te gaan hoor wat weggaan, wat verlore gaan. Dankie Elsje vir jou tyd. Baie dankie Janine, dit was Waardeer heerlik. dit. Tot 'n volgende keer, totsiens.